Ek is 'n kindjie klein, Jesus maak my hartjie rein, dat daar niemand in mag woon, Jesus alleen. Amen. Langenhoven het mos gesê, maak nie saak hoe jy hier gekom het nie, jy is nou hier. En dit is waar elkeen van ons is, ek en jy. Ons is op 'n sekere plek, maar ons het met 'n sekere pad gekom tot op die plek waar ons nou is. En soos wat ek vir jou verlede keer gesê het, wil ek jou uitnooi op hierdie geloofsreis van my, om saam met my pad te stap, maar daarmee saam ook 'n bietjie te kyk na die raakpunte ook in jou pad wat jy met God gestap het. Ek weet nie of jy kan onthou, in die kleintyd was daar sulke prentjieboeke. En dan was daar nommers op die bladsy en dan moes jy van die nommer 1 na die nommer 2 toe gaan en dan soek jy vir die nommer 3 en dan na die 4 toe en soos wat jy die nommers volg, begin daar 'n prentjie gebeur. Ewe skielik sien jy, jy's nie net besig om nommertjies met mekaar te verbind nie. Daar's 'n groter prentjie wat besig is om te gebeur. En ek en jy, waar ons is vandag, of meeste van ons is, as ons terugkyk, dan begin ons die groter prentjie sien. En dis die uitdaging wanneer ek en jy op reis gaan, om bietjie weier te kyk, weier te dink, bietjie met ander oë te kyk na hierdie pad waarlangs ons gekom het tot waar ons nou is. Sekerlik die eerste ding wat elke mens moet besef, is dat die lewe nie maklik is nie. Hoe sê hulle mos altyd? Die lewe is dit wat gebeur nadat jy jou eie planne gemaak het. En dit is letterlik so. As ek en jy terugdink toe ons jonk was, hoe het ons gekyk na die lewe vorentoe? Ons het gekyk met hierdie mooi verwagting en ek wil eendag dit en dit en ek wil getroud wees en ek wil kinders hê en ek wil alles. Ons het nie gedink, weet jy, hier gaan 'n klomp slegte dinge met my in die lewe ook gebeur nie. Dit was alles mooi verwagtinge. En toe gebeur die lewe. Maar kom ons werk eers terug na ons nommertjies toe. My en jou prentjie het nie by nommer 1 begin nie. Hy het by nommer 0 begin. My en jou menswees is al geïmpakteer, is al beïnvloed deur 'n klomp dinge nog voordat ons gebore is. 'n Jong man het eendag by my gesit in die spreekkamer en hy het vir my gesê, "Jesus oom, weet, vandat ek kan onthou, as iemand 'n stompie wegskiet, dan is ek daar, dan vat ek hom en dan rook ek hom. Ek het net hierdie onbedwingbare lus gehad vir sigarette en rookgoed." Ons het begin gesels en ek het vir hom gesê, "Weet jy dalk of jou mamma gerook het?" Hy het na mamma toe gegaan en met mamma daaroor gesels en mamma het vir hom gesê dat sy, terwyl sy hom verwag het sy alreeds 20 sigarette per dag gerook. So klein man was hier in die baarmoeder en hy het gesit en sigare rook saam met ma. Daardie nikotien in die bloedstroom na die fetus toe. En so is daar ook ander faktore. Wetenskaplik is dit bewys dat wanneer die mamma die kind verwerp wanneer sy hom nie wil hê nie, dan word daardie emosies oorgedra na hierdie kindjie toe. So reeds in die 9 maande voor geboorte, daai 0, is ons menswees al beïnvloed. So dit was die nommer 0. Nou gaan ons nommer 1 toe. 15 Augustus 1959. Toe sê die man, "Kwee, daar op Forrest, daar waar die trein so in die middel van die hoofstraat afloop. Ek weet nie of die trein nou al verby was of hy nog gekom het nie, maar op daardie 15de dag van Augustus 1959 het ek toe die lig gesien.
Van Forrest Smith kan ek nie onthou nie. Ek was nog te klein gewees. My pappa was stadsklerk gewees. Mamma opgeleide onderwyseres. Van Forrest Smith af is ons toe Bultfontein toe. Daarvan kan ek onthou. Op Bultfontein het ons gebly tot in standaard 2, graad 4 en toe is ons Senekal toe. En op Senekal het ek groot geword, gematrikuleer en het my ouers ook afgetree. So, ek is 'n Vrystater in murg in been. 'n Cheetah ook. Hulle sê ons altyd van die cheetahs, hulle is soos 'n boetie in die tronk. Jy's baie lief vir hulle, maar jy praat nie oor hulle nie. Maar mamma en pappa, stoere boere Afrikaner. NP, NG en al die ander dinge wat Afrikaner verteenwoordig. En daarmee saam 'n Christelike nasionale onderbou. En dit was goeie jare gewees. Apartheidsjare. Nou ek sê nie apartheid was reg of verkeerd nie. Al wat ek sê, tydens apartheid was daar 'n klomp dinge in plek wat die lewe makliker gemaak het, veiliger gemaak het. Ons as kinders het tot laat in die aande buite gespeel. Sondag, laatmiddag, nadat ma en pa hulle Sondag agtermiddag slaapie gevang het, dan het ons begin cricket speel. Die hele buurt se kinders voor in die straat. Ons het fiets gery oral. Ons het op ons eie gaan visvang. Die wêreld was vry gewees en ook veilig. Want die polisiediens het gewerk soos wat dit moes, die regstelsel het gewerk soos wat dit moes en daai manne het nie nonsens van kabouters gevat nie. En weet jy, ek was bevoorreg om 2 wonderlike ouers te hê. Van kleintyd af het ek een ding geweet en dit is waar hulle bron van krag lê. En dit was geleë in hulle verhouding met God. Albei van hulle in 'n unieke verhouding met God. Pa meer soos ons manne, linkerbrein, ma meer vanuit die hart, emosionele gevoelsmens. En so het hulle ook hulle godsdienstbelewenis aan ons oorgedra. Ek onthou nog so goed, elke aand het ons huisgodsdienst gehou. Om die tafel gesit en dan partykeer is die radio aangesit en ek onthou nog so goed oom I.M. van Skoor met sy wêreldgebeure. En dan het daar so klingeltjie gespeel en dan was dit tyd vir huisgodsdienst. Dan het daar 'n oom met so diep stem gesê: "Kom laat ons boeke vat." So terloops gepraat van kom laat ons boeke vat. Wat het die een die vir die ander gesê toe hulle by 'n boekwinkel inbreek? Kom laat ons boeke vat. En dan het ons almal saam as huisgesin gesit en dan het ons saam stil geword in die teenwoordigheid van God. Ander aande het pappa die Bybel of die boek waar hy ons gelees het gevat en dan het hy die huisgodsdienst gelei. Partykeer het mamma dit gedoen, maar ons het groot geword met huisgodsdienst. En dan nadat pappa gelees het of die oom op die radio gepraat het, dan is daar vir ons gevra nou maar, wat het jy nou vanaand gehoor? So jy kon nie net sit en daar's van die slaap raak aan die tafel nie. Jy moes geluister het. En dan natuurlik kerk. Sondag was dit die ding gewees. Daar was nie eers 'n ander keuse nie. Sondag was jy in die kerk gewees. En daar was nog nie die kinderkerk en daai dinge nie. En jy kan dit so mooi onthou. Kan jy die tannies met die groot hoede onthou? Die dominee met sy toga, wit das, wit hemp, die kerkraad. En dit was 'n ernstige besigheid. Niemand het in die kerk gelag nie. En jy het nie durf lag of grappies maak in die kerk. Ek onthou so goed my maat sulke lang naels gehad, dan werk sy 'n man hier so in die binnebout met daai lang naels, dan knip sy hom, draai sy hom so. As ons uit die kerk uit gekom het, dan het ons gekyk wie die meeste van daai ringetjies gehad. Maar my eerste onthou, as jy vandag vir my sou vra, hoe onthou ek die kerk? Kleintydse kerk. Dan moet ek vir jou sê, dit was nie lekker nie. Om stil te sit, om te probeer verstaan wat was aan die gebeur. Ons het nie, en ons kon nie. En daar was nog nie kinderkerk nie. Na kerk was daar Sondagskool.
En vir Sondagskool moes jy 'n teksvers uit jou kop uit geleer het. En Saterdag aande moes ons vinnig ons teksvers te leer of Sondagoggende. Maar Sondag na kerk by Sondagskool, dan vra die kwaai onderwyser vir jou en kom sê bietjie jou versie op vandag. Dit was 'n thriller. So wanneer ek vandag terugkyk, dan onthou ek 'n baie ernstige besigheid. Kerk, godsdiens, alles was ernstig. Dit was nie iets wat lekker was nie. En alles was sonde. Want op 'n Sondag mag jy nie radio geluister het nie. Al die winkels was toe gewees destyds. Jy mag nie gehikel het nie, dan het jy God in sy oog gesteek. Jy mag nie gebrei het nie, jy mag nie. My belewenis as 'n klein kindjie van godsdiens was, alles is sonde. En dis wat jy ook baie keer in die kerk gehoor het. Hoe sondig is ons en ons gaan hel toe gaan. En dit was fire and brimstone prediking. En van dit alles het ek as 'n kindertjie bitter min verstaan. Maar ongeag van dit alles, het ek as kind 'n ongelooflike geestelike fondasie gekry. Want ek het geleer wat is God se waarheid met die memoriseer van daardie versies. En dan ook in die voorbeeld van my pa en my ma. Maar volgende week gesels ons verder. Soek ons na ons volgende nommer op hierdie reis. Mag die Here jou ryklik seën. Ons kuier volgende week verder. Liefdegroete, Shaal. Baie dankie, Hemelvader, dat U 'n plan het met elkeen van ons se lewe. 'n Heilige doel. Dankie dat wanneer ons op vandag terugkyk, dat ons in en deur alles wat met ons gebeur het, die plekke waar ons was, kan weet U was by ons. En U was besig om ons in en deur dit alles nader aan U en aan onsself te bring. Help ons ook om die lesse van gister te leer, sodat ons ook die mooi môres wat U vir ons besig is om voor te berei, te kan sien deur U oë. Amen.